Afrikaans praat. Baie dankie dat almal die tyd het gekoop het. Hier te wees, ons wag nog vir 1 of 2 mense. Ons lang begin. Ek wil graag van u baie dankie sê dat u die belangstelling en die tyd uitgekoop het om hier te wees, om dan die eindse lewe saam met ons te vier. Goeie lang lewe. Amper 90, soos hierdie jaar 90 geword het. En dit is verware geseënde lewe. Dit is met 'n rede ook dat sy so goeie leeftyd beleef het, en ons sal dit net nou met jou deel. Dit is vir ons iets om na vooruit te sien en te streef ook na namens en bed en familie almal nie so. Baie dankie dat jy hier was en namens die gemeente ook en die vroukie daar agter is. Sê ons innige simpatie, meegevoel. Ons weet dit is nooit lekker om 'n geliefde aan die dood af te slaan. Maar is alles vir my geruststellend. En dit kan dan vir jou vreemd klink. Dit is my geruststellend as iemand so goeie ouderdom in die lewe bereik het. Baie tragies as dit 'n jong persoon is. Maar as iemand so ouderdom bereik het, dan is dit altyd 'n getuienis, 'n groot getuienis. En nie sal net ook as ons die woord van die Here is verstaan. Maar aan al die kinders en kleinkinders, is daar agterkleinkinders, as ek agterkleinkinders ook, ja, geseënde lewe. Ons bid vir die Here. Kom ons het net so, ons open hierdie verligting in gebed. Ons wonderlike, liefdevolle, hemelse Vader. Here, baie dankie dat ons vandag hierdie kosbare lewe in herinnering kan vier. Nie net rou nie, maar ons rou nie en treur nie soos die wat geen hoop het nie. Vader, in die konteks van hierdie kosbare lewe, die tyd wat hierdie lewe in ons lewens teenwoordig was, is iets om oor bly te wees, dankbaar te wees, en dit is 'n feesviering van dankbaarheid, want ek weet, en ek is absoluut oortuig in my hart, wat aan die nou is, in die teenwoordigheid, is vreugde en blydskap om haar. Woord sê daar is getraan, vreugde en blydskap. En sy het het verdien. En ons sê vir die dankie daarvoor. Maar vir ons wat agterbly, is dit altyd hartseer as ons iemand, waarvoor ons baie lief was, moet vaarwel sê vir eers, nie vir altyd nie, net vir eers, moet groet. En die groet van die dood. Dis het hartseer. Daarom bid ek dat U ons sal vertroos met die kosbare Heilige Gees, wat ook genoem word ons trooster. Juist in tye soos hierdie is dit sy groot funksie, om ons te herinner dat Christus Jesus het in die dood het opgestaan, en dat hy lewe, en dat hy vir ons plek voorberei, in die huis van sy Vader, waar daar baie wonings is, en die Gees herinner ons daaraan. Dit gee vir ons dan rustigheid, kalmte, ja, selfs vreugde, opgewondenheid en verwagting. Dat het so elke saam vir kon wees, en ek bid in Jesus wonderlike en heilige naam. Amen, amen. Ek gaan vir vra saam met my te staan, en ons 'n lied sing, kan die lied luister of saam met ons sing. Dit is op die skerm, nader my God, by U, steeds nader aan U. Kom ons staan, en dan sing die lied, met dankbaarheid, ons weet wat in my is.
mense plek neem. Amen. Vader, dankie dat ons in 'n nabye verhouding met U kan lewe. Naby aan U kan wees, dat die woord ons uitnooi en sê, nader tot my, en ek sal tot jou nader. En ons sê dankie, Here, dat ons hierdie kosbare voorreg het om in 'n kosbare verhouding met U te kan wees. En ons gee U eer. Amen. Amen. Familie, weer eens, ons sê vir U, ons innig genege voel, maar ons weet, laat en is, sy het 'n goeie leeftyd gehad, nie altyd maklik nie, maar sy was altyd vol geloof, oortuiging in haar hart dat die Here Jesus lewe. Sy was streng geweest, so nie altyd maklike mense, maar vriendelik. En die Here het daar geseën. Die woord van die Here sê vir ons, as jy geseën is jou lewensdae 70. As jy sterk is, 80. En sy amper 90 jaar geword. Dis 'n geseënde sterk mens. En daar is 'n rede hoekom, en ek gaan my vra om saam met my op die skerm te lees. En dan gaan my help van agteraf. Ek wil graag hê dat jy moet net vir 'n oomblik in die woord van die Here wees, dus net vir 'n oomblik gefokus wees op hoekom die Here ons so geseën het met so 'n goeie lewe en wat dit ook vir my en jou inhou. Wat moet ons doen om in die lewe 'n goeie lewe te hê? Want daar is 'n belofte daaraan wat God aan sy mense gee. Hy wil vir jou 'n goeie lang lewe hê, sê die woord. Hy beloof dit aan jou. Dis 'n voorreg om te lewe. Lewe op aarde is absolute voorreg. Dit is egter net 'n breed deel van die lewe. Dit is 'n baie klein deeltjie van die lewe, want lewe is vir ewig. God is lewe en hy is 'n ewige God. En wanneer hy lewe vir iemand gee, is dit ewige lewe. Waar hy ewige lewe gaan wees, dit is egter in ons hande. Dit bepaal ons onsself, sal jy nou sien. Maar hy gee vir ons lewe. En hy wil hê dat ons moet op die lewe 'n lang goeie lewe hê. Psalm 92, vers 14 sê, die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra, sal hulle vet en groen wees. En die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra. Net begeer die Here vir my en jou, soos wat hy vir reg geseën het met 'n goeie ouderdom. En nie net begeer het dat ek en jy ook ons grys ouderdom sal bereik nie, maar dat ons ook nog in daardie ouderdom 'n goeie lewe, 'n vrugbare lewe sal hê, nog vrug sal dra, nog produksie kan lewer, as ek dit so kan sê, nog produktief kan wees, nog invloed in mense se lewens kan hê, nog dinge kan doen wat gesien kan word as vrugbaar. Dis sy begeerte vir ons, vir elkeen wat hier is vandag. Maar dit geld egter vir 'n sekere persoon, en wie is hierdie persoon? Kom ons kyk in die konteks van hierdie Psalm. Aan wie word hierdie belofte gegee en gemaak? En dis ook hoekom ons vandag 'n lewe kan vier wat amper 90 jaar oud geword het. En hy begin by vers 12. Hy sê die regverdige sal groei. Die regverdige sal groei. Soos 'n palmboom. Hy sal opgroei soos 'n seder op die Libanon. Hy praat van 'n sekere persoon, hy praat van 'n regverdige persoon. Dit is 'n regverdige persoon wat selfs in sy grys jare nog vrugbaar is en invloed het en produktief is. Dit is 'n regverdige persoon. Nou voor ons kom by wat is 'n regverdige persoon, en ek kan met absolute oortuiging sê, al het was ek nie gegee die voorreg om tot die eind te kom ken soos julle nie.
kan hy met oortuiging sê dat sy was 'n regverdige persoon op grond van getuienis. Voordat ons by die regverdige persoon kom, hy sê die regverdige sal groei soos 'n palmboom. Hy gebruik die pragtige voorbeeld van 'n palmboom en dan die seder van die Libanon. Die seder was groot, sterk bome en van die hout van die seder het God baie gebruik om ornamente in die tempel te maak en in die tabernakel te maak. Dit was vir 'n kosbare hout gewees. 'n Palmboom. Wat is insiggewend van 'n palmboom? Wel, dit is 'n boom wat gemaak is met uitsluitlik die primêre doel om te kan staan in moeilike weer. 'n Moeilike weer. Hy groei selfs in woestyn, dorpsplekke. In tropiese plekke, as daar so 'n geweldige storm is, ons klimaat deesdae is baie in mekaar, jy het dit ook al gesien. En as daar geweldige storms, en as daai storm, daai orkaan of tornado of wat ook al verby is, dan staan daar nie 'n huis en dis plat, dis weg, bome is omgewaai, maar jy sien palmbome, dalk 'n bietjie gebuig, dalk van hulle blare verloor, maar hulle staan, want hy is gemaak om deur moeilike omstandighede te bly staan. So ook die Libanon se sederbome. Wat sien ons? En wat sien ons as ons sê? Ons sien dat 'n regverdige persoon gaan dalk moeilike tye in sy lewe en dit is om nie gevrywaar nie. Een van ons is gevrywaar daarvan en kan hy dit beleef? Was hy altyd maklik nie. Maar 'n palmboom kan staan in 'n storm. 'n Palmboom kan groei in 'n woestyn. Want hy is regverdig. En sy konstante bly en in moeilike tye kom sy nog steeds gesê die Here Jesus lewe. Hy is my rots. Hy is my rots. Hy sê die regverdige sal groei soos 'n palmboom. En in sy gryse ouderdom sal hy dan nog vrugte dra. Wie is die regverdige? En hoe lyk 'n regverdige persoon? Ons het baie keer die persepsie van 'n regverdige persoon as hierdie perfekte, volmaakte mens wat nie foute maak nie. Is dit 'n regverdige persoon? Hoegenaamd nie. En daar is 'n gedeelte wat ek altyd ter harte neem en diep in my hart bære as dit by hierdie woordjie regverdigheid kom. En dit is hierdie gedeelte in Lukas 18. En ek wil net saam met dit lees. Hy sê, en die Fariseer het gaan staan en by homself so gebid. O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie. Rowers, onregverdiges, egbreekers, ook soos hier die tollenaar. Van hierdie man het tempel toe gegaan. En die tollenaar het ver gestaan. En die Fariseer was gewoon gewees, mense het hom gekyk, hy's 'n Fariseer, hy's 'n belangrike man. So hulle is altyd lief gewees van die voorste stoele. Hulle voorsit, die belangrike sitplekke. En hier bid hy bid by homself, maar ek glo hy het nogal hard gebid, want hulle het ook hard gebid. Jesus het gesê, mens soos die geveinstes, die Fariseërs, straat op staan en hard bid het almal kan hoor nie. So die Fariseer bid so dat hy bid doelbewus so hard dat die tollenaar daar agter in die kerk sit om kan hoor. Mens kry seker gebeure, ek het altyd kindergebeure. Mense vra vir gebed of bid en in die gebedskinders van ander so verkeerdhede. En hy bid soos kindergebed en hy bid die volgende vers 12, ek vas 2 keer in die week, ek gee tiendes van alles wat ek verkry. Nou mense sê, dis 'n regverdige man, om 2 keer 'n week te vas. Ek weet nie van jou nie,
Maar ek sukkel om te vas, want ek is lief vir kos. En jy kan dit sien ook. Ek geniet my kos. So vas is vir my deesdae baie moeilik, en toe ek jonger was in die bediening, het ek 'n beginsel gemaak om elke jaar te begin met 'n 40-tal vas. Elke jaar. Nou kan ek eers een dag vas nie as ek kan. Hierdie sê ek vas 2 keer 'n week. So dis 8 keer 'n maand. Soos amper 100 keer 'n jaar. Die derde van die jaar vas hy met ander woorde. Hy moet ons toch wragtig regverdig wees om so goed te kan wees. 'n tiende van alles wat hy besit. Weet jy of jy eers 'n tiende gee? Kerk het geld nodig, want partykeer kan sekere kerke net oor geld praat. Maar tog hierdie man gee 'n tiende van al sy inkomste. En baie sal hom dan klassifiseer binne die raam van 'n regverdige man. En die tollenaar, vers 13. En die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors gestaan en gesê: O God, wees my sondaar genadig. Staan al ver. Hy durf in die voorste banke wees wat die belangrik is, en hy staan al ver. En hierdie fariseer bid met uitsluitlike rede dat die tollenaar het ook moes hoor, wat in sy gebed sê hy soos hierdie tollenaar. En Jesus se woorde is die volgende. Hy vra wie regverdig huis toe gegaan. Ek sê vir julle, vers 14, hierdie laaste een het regverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een. Eerder as die een wat 2 keer 'n week vas. Eerder as die een wat kliphard aan bid in die kerk. Eerder as die een wat 'n tiende gee van al sy inkomste. Hierdie tollenaar wat eers na die Here wil kyk nie eers wil opkyk as hy dit nie, want sy lewe was so deurweek met sonde. Ek het gebid, Here, wees my genadig. Dit klassifiseer die woord as 'n regverdige mens. Bring ons net terug na Psalm 92 toe, en wat op jou en my van toepassing was, en op aan die erf van toepassing was, regverdige wat 'n goeie lewe het, tot in die grys ouderdom nog vrug dra, en wat sterk is soos 'n paddenboom of 'n suurboom, wat weeromstandighede kan hanteer, finansiële omstandighede kan hanteer, wêreldomstandighede kan hanteer, huweliksprobleme kan hanteer, werksprobleme kan hanteer, wat ook al kan staan en bly, is 'n persoon wat weet hy staan op die genade van God. Nie op sy eie vermoëns, prestasies, goeie werke nie. Miskien stop ek jou vandag, maar goeie werke gaan jy nie eers 'n meter nader aan die hemel bring nie. Nie eers 'n meter. Dis die genade van die Here. Hy groei in die Here, want hy sê, in vers 13 lees ons dat by geplant van Psalm 92, geplant in die huis van die Here, sal hulle groei in die voorhowe van ons God. Dis 'n persoon wat die teenwoordigheid van God geniet het in sy lewe. Wat die tyd gemaak het vir God se teenwoordigheid. As het gesê het om nader na God by hom. Die woord maak ons die lieflike uitnodiging, wat die Vader self maak en sê, nader tot my, en ek sal tot jou nader. Om God se teenwoordigheid te wees, die tollenaar wou nie eers na die Vader kyk nie, maar hy was met God se teenwoordigheid gewees. En God het hom regverdig gemaak. God se teenwoordigheid is belangrik in jou en my lewe. Soek dit. Maak dit deel van jou lewe. In gebed, aanbidding, met om te praat en om te gaan aanbid. Kerk toe gaan is belangrik. En ek weet, vir die laaste 2 jaar was die kerk die gevaarlikste plek op aarde gewees, baie gevaarliker as Sparkbroek en baie en ander plekke. Daar kon jy nie COVID kry, maar jy kon net by die kerk gekry het. As jy verskoning wat mense gebruik het, ek sê vir jou, die teenwoordigheid van God is die veiligste plek om te wees. Soek God se teenwoordigheid. Dit is 'n persoon wat groei in sy teenwoordigheid, wat sterk is in moeilike omstandighede. Die Here is sy krag. Sy genade gee hom krag. En so word hy dan in sy grys dae
'n mens wat nog steeds geestelik volwasse is en geestelike vrug kan dra, vir afsluit met die woorde van vers 15. Dit is wat aan die einde gedoen. God laat hierdie persoon 'n goeie lewe hê en vrugbaar wees in sy lewe om die volgende te kan verklaar, om te verkondig dat die Here reg is. My rots en in hom is geen onreg, my rots. Nou is hy reg tot onthou dat die Bybel het gesê dat die Here was baie lief vir rotse en klippe en die rots wat sy die liefste gehad het, as ek nou al die liefdes is. En die WhatsApps wat ek gekry het. Auntie Anne was praising the Lord and couldn't stop telling my mom, Jesus really is alive. Is dit wat sy gedoen het, om te verkondig dat die Here reg is, die woordjie reg beteken lewe in Hebreëus, my rots, en in hom is geen onreg nie. Hy is my rots. Jesus Christus is die rots waar die kerk gebou is in die Nuwe Testament. Sy wat lief is vir klippe, was ook lief vir hierdie belangrikste rots wat 1 Petrus 2 vir ons leer, vers 11. Kyk, ek lê in Sion 'n rotsklip. Die belangrikste klip in haar lewe was die klip Jesus Christus. Hy het verkies vir 'n ereplek. Wie op hom vertrou, sal nie verneder word nie. Jy wat glo, deel aan hierdie eer. Jesus Christus is die hoeksteen, 'n ereplek. En elkeen wat hom glo, kry deel aan die ereplek. Hy gaan verder in die konteks seker by hy gaan lees, hy laat julle dan soos lewende stene opbou tot 'n huis van God. Sy was 'n lewende steen. Nie net was hy liewe klippe en rotse en steen, hy was 'n lewende steen wat gepraat het en die lewende hoeksteen, Jesus Christus, geloof het en geprys het wat haar rots was. Daarom, al het sy nie altyd maklik gehad nie, al het sy uitdagings gehad in die lewe, en ek vir jou sê, die Here haar gesien. En sy is nou in teenwoordigheid, in haar ereplek, saam met Jesus Christus, in haar ereplek. Om daai ereplek te bekom, saam met haar, is baie eenvoudig. Die Fariseë het dit nie gemaak nie, met al sy goeie werke, sy pogings en sy trots en hoogmoed, hy is so beter as ander mense. Hy is kom ek sê, veel nie een van ons hier is beter as mekaar nie. Die ryke jong man het na Jesus gekom en vond as die goeie meester, die sê Jesus, vir wie noem jy goed? Wie noem jy goed? Niemand is goed nie, behalwe my Vader wat in die hemel is. Ek is nie beter as jy nie, jy is nie beter as ek, ons is nie beter as mekaar nie. En enige wat hier vandag staan en dink is beter as iemand anders, of hy geen sonde nie, loop 'n Fariseërs voetstap, wat nie eindig in regverdigheid nie. Maar elkeen wat saam met my kan sê, is afhanklik van God se genade, is sy genade alleen in Jesus Christus. Is jy wat die ereplek gaan hê, saam met die hoekklip, Jesus Christus. Kom ons sluit ons so. En ek weet dat jy moet op die stadium na jou eie lewe kyk, net 'n bietjie daar met die Here praat. Dan gaan ons terugkom na tyd en praat 'n bietjie met die Here. Soos wat die tollenaar met God gepraat het, wat in sy gewend is, die woord sê die Fariseë het by homself gebid. Dit is asof God eers as hy gebed geluister het nie, asof hy met homself gepraat het, maar het so baie vir homself gedink. Dat sy gebed was maar net 'n selfpratery, wat nie verhoor was nie. Die tollenaar egter het met God gepraat.
En die Skepper van hemel en aarde het sy oor uit liefde en genade tot sy gebed gewend en sy gebed verhoor, ongenadig gewees. Vergeet toe omdat van al die goeie dinge wat jy in die lewe doen, dat is nie, is goed, maar dit is nie wat jou regverdig gemaak om die redding aan jou te vertrou nie. Dit is Godse genade in Jesus Christus. Dis vertel, sy genade in Jesus Christus die hoeksteen, om dat om jou lewe in die steen maak regverdig maak. Praat so met die Here, en dan gaan ons nog wel iets sê. Halleluja. Here, ons het u dankie. Dat dit is die genade en genade alleen, Here. Ons geloof en ons prys U dat ons Jesus Christus het as ons rots, ons verlosser, waarop ons lewe kan bou. As die golwe van die lewenssee en storms aan ons slaan, sal ons nie verbrokkel en gaan. Want U is ons rots, waarop ons bou. En ons eer die Here, ons loof U, ons prys U, want U is die groot en almagtige. Maak ons regverdig in Jesus Christus. En ons gee U al die eer, ons loof en ons prys. Amen. Kom ons staan saam, dan sing ons hierdie.
Here, dank U, is 'n groot God. Halleluja. Ons eer U, Vader, ons loof U, ons prys U. Ons loof U, ons prys U. Halleluja. Prys U, eer U. Ons het 'n stemnote wat ons graag wil speel, en gaan hulle vir U speel. En dan gaan geleentheid gee vir enige iemand, as U dalk iets wil sê, kies ek so op 'n vloer, 'n rekenaar. Dis die rekenaar wat Noag gebruik het in die ark om sy ligting te kry. So, hy sit baie keer so 'n bietjie aankry vas. Ek wil graag geleentheid gee vir mense om ietsie te sê. Ons gaan van die boodskapies lees, die pragtige boodskapies. Ons kan eers luister na die stemnote. Want ek weet as jou neef, nee. Wat is sy naam? Richie. Kom ons kyk of ons om. Ek gaan nie weer staan te gaan om te probeer speel van haar rekenaar af, ons nie vir die vooraf speel. En daar is hy. Kom ons luister na hierdie gedagte wat hy. Great sadness in my heart that I sent this message. But I pray that the Father send the Holy Spirit to light and comfort you through this time of sadness, this time of mourning. The word of the Lord says definitely we are allowed to mourn. We are allowed to be sad. But what we must try and remember is Auntie Anne had a long life. She did many amazing things, and she's left a legacy behind that's going to be very, very hard to follow. She's quite an amazing woman, but she's gone to be with the Lord now. There's many loved ones out there who greeted her this morning with great joy, and I'm sure she's sitting up there in heaven having a cup of tea with all her loved ones right now. They're all in prayer, and they're all getting together to pray for us that are left behind here. So guys, girls, family, when their hearts are sore, now the Holy Spirit can, because only way the Holy Spirit can help you is when you say, Holy Spirit, come and take control. Lord, come and take control. I surrender all to Thee, Lord. I surrender all. So let's, as a family, surrender all to the Lord, seek His comfort, accept His comfort, and give Him praise and thanks for the comfort that He sends us. And let's remember Auntie Anne for the sterling woman that she was. When we talk about Auntie Anne, there did not be tears of sadness, but there be joyful laughter. I remember Auntie Anne scaring the 7 Jesuses out of me. Got in that little Volkswagen, what do you call that, Fox car with her the one day. She was on her way to yonder, from the house in Madison Park.
When we go screaming down the road, we're coming towards a stop sign, and Auntie Anne doesn't slow down. Auntie Anne just keeps driving. And I said to Auntie Anne, there's a stop sign ahead. Yes, but I've been driving this road for 30 years. There's never been a stop sign before, so I'm not stopping now. Tell you guys, I needed to change the underpass by the time we got to Yonder that morning. But yes, I remember many things like that about Auntie Anne. I choose actually to remember all the good. I choose to remember the prayers of a good woman, which helped bring me to salvation. Auntie Anne did a lot for me. And Kimberly, I was mixed up completely the wrong crowd. Auntie Anne was a pillar of strength for me. Auntie Anne's constant nagging, let's go to church, let's go to church, got me to church, and got me to where I am today. So I'm grateful to Auntie Anne for that, and I'm more grateful to the Lord for Auntie Anne, and that she allowed herself to be used as an instrument in the Lord's hands. Betsy, Bryn, sister, may God bless you. May God bless you abundantly, that your legacy, when it is left behind, is just as good as Auntie Anne's. Love you all. Have a great day. God bless. Hy kan die blaadjie saam met my oopmaak. Maar gaan hierdie lees wat die Edwin vir ons gestuur het. En toe hulle nog in Zimbabwe was, die ou Rhodesia. Ek lees graag vir julle. Was dit Father and Uncle Vic were building the Rutenda railway line. Anne and my mom were living in tents, moving homesteads forward every 7 to 10 days on a push me rail cars. I can just get this picture. To get closer where the men were working. It would be as much as an hour trip forward in the morning and the same back in the evening. Kenneth and I were bath-fed and resting in the last tent to be taken down. Mom and Mom were supervising the load onto the trolleys when the cook boy went berserk, screaming his lungs out. Mom and Mom immediately rushed to the last tent to witness a huge leopard groaning and snaring as it exited the tent. And this is what Auntie Anne said. Auntie Anne was praising the Lord and couldn't stop telling my mom, Jesus is alive. And that she has been doing all her years, proclaiming, confessing, testifying, being witness to, which made her blessed beyond understanding. I saw this principle demonstrated in my mom's life. Her achievements were many. God used her to accomplish great things. Most of the time she was just plodding steadily along, faithfully doing what God called her to do. And I will miss you dearly, Mom, Heather. En soos daar baie pragtige boodskap is, my stem kan glad lang hou nie, so ek gaan probeer nog 2 lees. So later Auntie Anne was praising the Lord and couldn't stop telling me, my mom, Jesus is alive. That day, that after Tiger had walked away after hanging around the tent with our 2 small boys inside. That is a miracle. No words can describe the pain and feeling of loss. I have come to realize that nothing in this world can prepare us for losing someone we love. I thank God for blessing us
for so long with a mom like you, Mom. You will be dearly missed. I will never forget how Anne went out of her way to help me make my Friends Day special. She was always ready to help anyone. Anne was a very caring, but a no-nonsense person. She had a very hard life, but I also always remembered that lovely smile and a ready laugh. En dan het ek allemaal, ek lees dan nog ene, ons gaan Granny baie mis. Ek onthou haar van kleintyd af as 'n eystervrou, maar vol grappies en stoute streke. Sy het ons as kinders geleer van goeie maniere en lewenslesse wat ek nooit sal vergeet nie. Sy is 'n kind van God en ek weet, sy is by ons koning vandag. En ons is absoluut oortuig daarvan. Is daar enige iemand wat graag ietsie herinnering, getuienis, net ietsie wil deel? Is enige iemand? Jy is meer as welkom, maar vir my omneem van 'n geleentheid nie. Ek wil vra dat ons as 'n eerbetoon dit vir oomblik staan en ons hoofde buig. En dan vir die feit dat daar nie 'n aarde bestelling is of 'n groet by 'n voertuig nie, gebruik jy die geleentheid nou. Mens vir eers tot ziens te sê en jou gedagtes dink aan haar. Dan sê die Here dankie dat sy vrydag is. Baie dankie, Here. Vader, ons weet, met die getuieskrif wat ons nou gelees het, kort herinneringkies, maar so baie. En ons weet elke een van hulle is opgeteken in die boek van werke en dat sy belonings ontvang vir dit alles. So vir dankie dat ons met oortuiging ons hart weet waar sy is en dat ons ook van eendag daar sal ontmoet. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Terwijl die staan voor ek die diens afspreek, ek graag gedeeld gebruik om elkeen te bedank wat hier was. Die moeite gedoen het, die tyd geneem het, die natterij en afskeid te kon neem en jou eer te betoon, so vir ons aan mosaïek. Ondernemers en baie dankie vir die dienste wat julle gelewer het, oor waardeer die familie. En nou wil ek besonder wat ook baie dankie sê, ek sê dit namens die hele gesin en familie en vriende, hier en van ver, van die weg, wat nou nagekyk het. Ons sê vir jou dankie. Daarvoor sal die Here jou steun. As mense respek en eer het vir jou ouers, is dit ook 'n belofte wat Jesus gesê het, eer jou vader en jou moeder en jy sal 'n lang, goeie lewe hê. Die Here gaan jou ook seën daarvoor. Baie dankie namens die familie. Ons wil u uitnooi, ons het vir u broodjies en tee en koffie daar agter. Gebruik die geleentheid om te kuier. Van jy mekaar langklaas gesien of is nou die tyd om 'n bietjie te kuier. Baie dankie dat jy gekom het. Mag die Here u seën met vrede, rustigheid en kalmte. Wees geseën. Baie dankie.